Hallo kykers, ek is Rief. Julle wil seker weet hoekom ek so snaaks aangetrek is en hoekom die res van die groep so netjies lyk. Chandre, Jody, Shannon, Julia. Gillian. Ja. Wel, ek is seker almal van julle het al uitgelaat gevoel of julle het gevoel dat julle klere net nie inpas by wat julle doen of by julle groep wat julle minus nie. So ons studente word blootgestel aan baie nuwe dinge en word spesifieke dinge geleer. Maar daar is net daardie gevoel binne in ons dat sekere goed uitgelaat is. Dit is waaroor ons praatjie vandag gaan. Dinge wat ons as studente voel ons moet leer in ons eerste jaar. Die onderwerp word opgedeel in 2 kategorieë. Materialistiese dinge wat jy kan leer, byvoorbeeld kook en beplanning, en die dieper dinge wat baie waarde dra, byvoorbeeld godsdiens, politiek en homoseksualiteit. Almal van julle is eerste jaar of was al eerste jaar en jy het seker al klaar baie ervarings gehad wat jy nie kan vergeet nie. Ek gaan nou oorgee aan my groepslede en hulle gaan in meer diepte uitbrei. Een van die mees belangrikste dinge wat 'n eerstejaars student kan leer, is die realiteit van onafhanklikheid, soos huishoudelike en finansiële verantwoordelikhede. Huishoudelike vaardighede kan ons leer hoe om tyd beter te bestuur, maar baie van ons weet nie eens hoe om die wasgoed, skottelgoed of ander huishoudelike take te doen nie. Die finansiële aspek van die lewe, soos begroting en belasting, is ook iets wat belangrik is om te leer. Te veel vryheid kan oorweldigend wees en ons vergeet van wat belangrik is. Ek het al 'n spontaan geld in my eerste jaar spandeer en het nie geweet hoe belangrik begroting was nie in verband met ons basiese behoeftes. Baie van julle sal waarskynlik weet teen hierdie tyd dat beplanning en organisering noodsaaklike vaardighede is om 'n universiteit te oorleef. Dit is hoekom ek dink dat dit belangrik is om te leer hoe om te beplan en te organiseer. Ek kan sê uit my eie ervaring dat wanneer jy by universiteit begin, is jy oorweldig met werk en soveel vryheid. Dis moeilik om jou werk en sosiale lewe te balanseer. In skool is alles vir jou beplan en jy het spesifieke tyd om werk te doen en sosiale te wees. As ons leer hoe om te beplan, sal die oorgang van skool na universiteit toe makliker maak. Iets wat ek dink ons ook in universiteit moet leer, is hoe om daaroor te gaan om aansoek te doen vir werkspos. Baie mense sal dit 'n uitdagende taak vind, omdat mense nie weet waar om te begin nie. Dit sou baie makliker wees as ons geleer het hoe om onsself voor te berei vir 'n onderhoud en hoe om 'n CV te maak. Kommunikasie is nog 'n aspek wat ek dink 'n groot deel van ons daaglikse lewe vorm. Dit mag soos 'n eenvoudige vaardighede klink, maar dit is eintlik baie kompleks. Kommunikasie is belangrik om mense te verstaan en ook om jou eie behoeftes en bekommernisse uit te druk. Dit is ook belangrik om verhoudings te bou en in stand te hou. Die meeste van ons is meer as in staat om met ons vriende en familie in 'n sosiale situasie te kommunikeer, maar daar sal baie tye in jou lewe wees, veral in die werksomgewing, waar jy in 'n formele situasie moet kommunikeer. Dit sal baie nuttig wees om in universiteit te leer hoe om formeel te kommunikeer. Vra 'n persoon voetsit op die kampus van die universiteit, word sy of hy in die diep kant ingegooi van 'n wêreld wat baie anders is as die een wat hy of sy ken en word gevra om te swem. Die beskutte lewe van die individu vars uit die hoërskool is nou iets van die verlede. Hier word ons in 'n wêreld gegooi waar kwessies soos ras, kultuur en godsdiens individue verdeel. Suid-Afrika is vir 22 jaar 'n demokratiese en gelyke land, maar die blywende nalatenskap van apartheid spook nog by ons. Hoekom, wanneer iets so eenvoudig soos die kleur van ons vel so 'n groot rol speel, spreek ons dit nie aan nie? Indien ons daaroor praat, kan ons hierdie onsigbare maar tog tasbare grens oorkom. Vergeet vir 'n oomblik dat hierdie kwessies mense wêreldwyd verdeel en fokus op net Suid-Afrika. Suid-Afrika alleen het 11 amptelike tale, tesame met hierdie 11 amptelike kulture. Asof dit nie genoeg is nie, is Suid-Afrika ook tuiste vir verskillende godsdienste. Met soveel verskillende rasse, kulture en godsdienste in ons land alleen,
hoe is dit nie van primêre belang dat ons van die verskillende geleer word nie? Baie van ons kom uit 'n agtergrond waar die wit Christene die mees prominente individue is. Iets wat ons beskerm teen die werklikheid van hoeveel verskillende rasse, gelowe en kulture daar is. Die bywoon van die universiteit dwing jou om pynlik bewus te wees van hoe smal ons visie kan wees ten opsigte van sulke onderrigte. By wat Julian gesê het, is daar 3 opdragte wat ek oor gaan gesels. Eerstens is dit homoseksualiteit. Baie mense dink dat homoseksualiteit 'n sonde is. Mense sê soms dat dit 'n siekte is. Baie mense dink dat dit 'n keuse is en die persoon net skielik kan verander. Nee, net soos jy geweet het dat jy van die teenoorgestelde seks hou, is dit dieselfde manier hoe 'n persoon wat homoseksueel is geweet het. Dit is so eenvoudig soos 'n koppie koffie. Almal is verskillend en vir hierdie rede drink hulle koffie in verskillende maniere. En dit is dieselfde soos homoseksualiteit. 'n Groot probleem met die samelewing is dat mense glo dat homoseksualiteit die grootste sonde is. Maar wat maak dit verskillend van die mense wie egbreek of die mense wat steel? Wie besluit dat homoseksualiteit die grootste sonde is? Die tweede opdrag is verkrachting. Verkrachting is nie net 'n skande nie. Die slagoffer het nie die huis verlaat daardie dag en gesê, "Sjoe, ek hoop iemand verkrag my vandag." Nee, ons moet ophou sê dat sy het gevra daarvoor of sy dra baie uitdagende klere, so dit sal gebeur. Mense vergeet dat die slagoffer is die persoon wie seer gemaak is wanneer 'n misdaad gebeur. En dis nooit reg om iets van iemand te vat nie. Dit maak nie saak wat die situasie is nie. Politiek. Deesdae is almal te besig op hulle fone dat dinge soos die nuus, die stemming en algemene goed wat plaasvind in die wêreld nie belangrik is nie. Nou is die tyd om wakker te skrik en te besef dat die toekoms in ons hande is. En dat as ons nie nou begin besluite neem wat die moeite werd is nie, sal ons toekoms nie so goed lyk nie. Vir hierdie rede dink ek dat ons meer oor hierdie opdragte moet gesels. Dit is iets waar ons almal iets kan leer. So nou weet julle wat ons dink julle behoort te weet en te leer. Maar hoeveel van hierdie goed kan julle reeds doen? Nie veel nie, nee. En as julle kan, is julle in die minderheid. So probeer jou lewe oor so 10-15 jaar sien. Hoe lyk dit? En as jy realisties dink oor wat jy alles gaan doen, gaan julle besef dat al die dinge wat ons nou genoem het eintlik baie belangrik is. So, dis jou keuse. Wil jy tyd mors met die basiese dinge of wil jy nou leer en die lewe vir jouself soveel makliker maak?